Het is vir my 'n voorreg om elkeen te groet in die oorwinningsnaam van ons sterk verlosser Jesus Christus. Net voor ons verder gaan, laat ons net saam bid. Almagtige Skepper, U is hoog, U is verhewe, U is soewerein, U is heilig, U is magtig en U is kragtig, Here. Ons dank U, Here, vir 'n dag wat U aan ons geskenk het, Here, waar ons weer eens kan ervaar die kragtige hand van U, Here, wat ons kon opgewek het, Here, weer eens kon bekragtig het vir hierdie dag, Here. Aan U kom al die eer, die lof, die prys en die aanbidding, Here, om U te verheerlik, in Jesus naam. Amen. Ja, my naam is Edwin Lawrence. Oorspronklik uit die stad, maar kom woonagtig nou in die Parel. In die stad het ek taamlik baie dinge gedoen, en dit is vir my net 'n voorreg, as ek oor hierdie aspek wat die Here my weer eens kon gee om oor te praat. In die jaar, dit was die 24ste April 1984, 9 uur, het ek my hart vir die Here gegee. En die een missie wat ek gehad het, was om mense te bereik met die blye boodskap van ons Here Jesus Christus. Dit het begin waar ek by moslims uitreik en waar ek ook by 3 huise in hy 5 jaar kon Bybelstudies gegee het. En dit het vir my meer gedryf om meer te leer. En soos Handelinge sê, Handelinge 2:42, dit sê dat hulle het gevolhard in die leer van die apostels. Hulle het gemeenskap gehad, brood gebreek en hulle het gebid. En ek dink gebed is die ding wat baie van ons versuim in hy plig om te bid. Ons doen dit soos ons dit behaag, maar soms keer wil die Here meer tyd met ons spandeer. En ek dink dit is waar ek glo aan 'n mens moet dinge toepas. Dit moet prakties wees en jy moet demonstreer wat God se liefde, wat hier in jou binneste is, om dit uit te leef daar in die buitewêreld. As ek praat van ons naaste, is dit nie my buurman nie, maar elkeen is my naaste as ek buite loop. Nou, ek wil graag praat vanmôre, ons het 'n goddelike verantwoordelikheid. En hierdie goddelike verantwoordelikheid dit gaan oor God se teenwoordigheid in hierdie evangeliewerk wat ons staan. En dit beteken om voortdurend bewus te wees van en ook te handel en die teenwoordigheid van Abba Vader te kan aanvoel. Ek dink sodat alles wat ek en u doen, elke woord, daad, bediening, dit moet wees die karakter en krag van Christus Jesus wat weerspieël moet word in ons. Ons is die lig daar buite. Jy weet, ons kan baie seminare bywoon, studies bywoon, maar Jakobus sê, sit die daad, die woord by die daad. En dit is wat vir my belangrik is. Ons kan die evangelie praat, maar kan ons hom doen daar buite? Dit is wat belangrik is. Dit is moeilik om so mense te bereik met die evangelie. En ek dink, Johan het dit so maklik mooi gestel, dit is maklik om na mense te gaan. Mense is soms keer te skaam of hulle het so 'n bietjie vrees in hulle. Maar ek dink omdat wat ons moet doen is om dit te handhaaf, beteken dat ek en u doelbewus ons lewe en bediening so instel dat die Heilige Gees deur ons werk en nie in ons eie kragte buite te gaan nie. Johannes 15 sê so baie mooi, bly in my en ek in jou. En jy sal veel vrug dra, want sonder my kan jy niks doen nie. So ek besef my diep afhanklikheid aan die bron van lewe, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, en dit is Christus. En ek glo dat om dit te handhaaf is ook wat Judas sê vir ons, en hy sê, bou jou op in jou allerheiligste geloof en bid in die Heilige Gees. Ons moet geesgedrewe wees in ons gebedslewe wanneer ons in daai intieme verhouding met God staan. En ek glo wanneer daar 'n goddelike teenwoordigheid is, dan begin dit in ons hart, en wat ons voortdurend met Abba moet staan en weet en bewus raak.
Baie mense, en ek noem dit altyd, mense is lief om skietgebedjies te doen, soos hulle sê, van hulle moet nou hardloop vir die bus, of vir die taxi, of vir die trein, en dan moet hulle net, dankie Vader, en het my nou deurgedra. Maar ek dink in tye waar ons ook moet stil raak voor die Here, en luister, wat die Gees van God vir ons te sê het in ons lewens. Want hy sê, bly in my, en ek in julle. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, van sonder my kan jy niks doen nie. En ek herhaal dit, omdat ons weet dat, Sagaria sê vir ons, nie deur krag nie, of deur geweld nie, maar deur die Gees van God. So sê die Here van die leerskare van, wanneer ons besef dat ons in ons eie kragte niks kan doen nie, dat beteken dit ons moet na die kragstasie, die bron gaan, die bron van alle standvastigheid en bemoediging in ons lewe, dis Christus. En as ons op Christus steun en weet, sodat ons verhouding en ons woorde met Abba Vader, daardie verhouding, hy kan iets vorm in ons. Van alles wat ons doen, moet ons doen tot verheerliking van Abba Vader. Baie mense wil die eer vir hulle self hê, maar Christus moet meer word en ek moet minder word. Dit is wat die woord vir my leer. En ook as ware Christene word ons geroep om Abba se onvoorwaardelike liefde nie net te ontvang nie, maar ook uit te leef. Ons kan sê ons is lief, maar bedoel ons dit regtig? Gee om vir jou. En ek glo dat wat dit beteken is dat ons is 'n instrument vir God. En Abba Vader wil ons gebruik, maar dit gaan nie oor ons nie. Niks moet oor ons gaan nie. Absoluut, dit moet oor Christus gaan. Hy moet die middelpunt wees van alles. En om sy disipel te wees, of sy volgeling te wees, sê in Matteus 24 vir ons, Matteus 16 vers 24, toe sê Jesus vir sy disipels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Dit beteken dat ons alles wat ons het en leef en beef in ons, vir Christus moet wees. As ek dink aan die prys wat hy moes betaal aan die kruis, en soms keer praat ons nie daaroor nie, maar ek meen om spykers in jou voete te kry, in jou hande te kry, 'n spies in jou sy te kry, waar water en bloed uitvloei, dan het hy daai pyn en lyding vir my en u gedoen op daai kruis. En al wat ons kan doen is om sy naam te gaan verkondig. En ek dink, wat ons ook moet besef, is ons daai diepe afhanklikheid, dat hy is die bron. Ons is afhanklik van hom op 'n daaglikse basis, en Christus is daardie bron van lewe vir ons. Eintlik moet ons sterwe van onsself. En wanneer ons van onsself sterwe, dan kan Christus in ons lewens werk. In Kolossense hoofstuk 3, ek wil die eerste, net daai 3 verse vir ons lees, en hy sê daar vir ons, Kolossense 3 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. Vers 3, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wat beteken ons is baie uniek geskape? Hy sê, hy het ons so baie lief. Hy het ons lief. Hy sê in Jesaja 3, julle is kostelik, en julle is hooggeag, en ek het julle lief. Wees nie bevrees nie, ek is met julle altyd. Hy is altyd met ons. Ons hoef oor niks vreesbevange te wees nie. Maar wat ek kom leer het ook, dat ons is God se eiendom. Hierdie liggaam behoort nie aan my nie. Ek is vandag hier, ek is so stof op die skaal, en môre kan John 'n bedanking doen by my begrafnis. Dit ek lewe vir Christus, nie vir myself nie. Want as ons vir Christus lewe, en dit is wat hy sê, want ons
want julle het gesterwe en julle lewe is saam met verborge in God. Jesaja 43 sê, maar nou so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou vormeder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, en ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Ons behoort nie aan onsself nie. Ons behoort glad nie aan onsself nie. Baie mense sê, moenie vir my sê nie, dis my lewe. Dan sê ek, jammer om dit te hoor, dis jou lewe. Maar wonder, wie gee jy asem? Wie laat jou sien? Wie laat jou hande kan gebruik in jou bene? Wie gee jou die krag? Want baie mense wat werk, dink net aan, hulle moet werk en geld ontvang. Maar Paulus sê vir Timotheus, in die laaste dag gaan daar verskriklike tye wees. Mense gaan liefhebbers van hulle self wees, geldgierig, trotsaard, grootpraters, kinders wat ongehoorsaam is aan hulle ouers. Mense wat 'n gedaante het van godsaligheid, maar die krag van Christus verloon. So, as ons sê ons is 'n Christen, dan moet ons dit uitleef. Ons moet dit uitleef in die sin dat ons weet wie ons is in die Here. Hy sê ook in 1 Korinte 6 vers 19, sê vir ons, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Vers 20 sê vir ons baie mooi, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Natuurlik behoort ons aan God. En ek dink daar is 'n mooi skrif wat ons gister gehoor het. In Openbaring 14. Vrees God en verheerlik hom. Dit is wat ons moet doen. Ons moet hom verheerlik op 'n daaglikse basis, want ons behoort nie aan onsself nie. Paulus sê daar vir ons in Galasiërs 4, ons is seuns. Galasiërs 4 sê ons is seuns van God, en God stuur die gees van sy seun in ons harte uit, en hy roep uit, Abba Vader. Wat beteken, hierdie liggaam moet Christus wees. Ons huisves, hierdie liggaam is waar Christus in woon. En wat hier binne in ons harte moet wees, moet daai liefde, daai onvoorwaardelike liefde wat hy aan ons bewys het, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat geen een van ons verlore mag gaan nie. Maar ons weet, die dief kom om te steel, hy steel ons finansies, te slag, hy wil doodmaak dit wat in ons is, wat goddelik is. En hy wil ons verhoudinge verwoes ook. Dit is wat hy wil doen. Maar Jesus sê baie mooi vir ons, ek het gekom om julle lewe en lewe in oorvloed. Die oorvloed wat daar is, en soms keer bly mense net by die lewe, maar nog nie by die oorvloed die van, as ons regtig Christus moet soek, hart en siel, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles sal bygevoeg word. Paulus sê, ons God is in staat om te gee vir ons volgens die rykdom wat hy in die koninkryk het. So, my fokus moet wees, die opdrag wat die Here vir my gee, gaan heen, maak disippels. Dit moet in my hart wees, want ek dink, God het getwis daar met die volk, in die boek van Micha, twis hy met die volk, en hy vra vir hulle, luister, wat het ek vir julle gedoen? En hy sê, in vers 3, Micha 6 vers 3, hy sê, my volk, wat het ek aan jou gedoen, en waarmee het ek jou vermoei? Antwoord my, ja, ek het jou uit Egipte land opgetrek, en jou uit die slawehuis losgekoop, en ek het voor jou uitgestuur Moses, Aaron en Miriam. Ons moet besef dat, wanneer God ons uit die sonde uitgebring het, soos David sê, sy moeder hom het in ongeregtigheid voortgebring, wat vir my baie mooi psalm is, wat David, en gister het ons het gehoor deur Johan, wat hy sê, dat ons sondes, die sondes moet uit die weg uit geruim word, en David het mooi gesê, hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang, en dan vra hy, en ek dink dit is wat ons moet op 'n daaglikse basis doen, op 'n daaglikse basis, waar ons onsself verneder voor die Here en sê, Here, ek is 'n sondaar.
Almal het gesondig. Dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So as ons weet dit, soos Dawid sê in vers 9, ons sondig my met hyssop, dat ek kan rein wees, wat was my, dat ek witter wees as sneeu. Skep in my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste van 'n vaste gees, en verwerp my nie van die aangesig nie, en neem nie die Heilige Gees van my weg nie. En ek dink dit is waar ons moet besef, soms keer sondig ons in hierdie liggaam. Maar die Here sê ook, en baie kere vra ons, hoe kan ons regmaak met die Here? En Micha is hierdie man wat sê, waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar-oud kalwers? Sal die Here 'n welbaai hê in 1000 ramme en 10.000 strome van olie? Almal vra wat daar is. Sal ek my eerstgeborene gee vir my oortredinge, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Maar dan sê vers 8 baie mooi vir ons, in Micha 6 vers 8 sê baie mooi vir ons. En ek dink hierdie teksvers, ek verbly my in hierdie teksvers altyd as ek dit lees, en hy sê, het hy jou bekend gemaak, o mens, wat goed is, en wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen, en liefde te betraag, en ootmoedig te wandel met jou God. En ek dink liefde speel die rol, die hele Bybel is opgesom in een woord, is liefde. Ons was by 'n mannekamp daar in Woord en Aksie, en Darryl Miller van Discipling Nations geskryf vir daai boek, en Dr. Moffat, en hy sê dat ons moet die woord net liefde sing. Maar beste raaidag, toe daar klomp manne ons in 'n saal, en hulle sing love. Love, 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 the gospel is one word and it's love. En ek hou van sing, want my vriend het my net gewaarsku, asseblief Edwin, moenie sing nie, want as jy sing, dan gaan ek weghardloop. Maar ek sal nie sê waar hy man is nie. Maar met blydskap moet ons die Here dien teen alle tye. Ek is lief om die woord te sing van, hy sê, you shall go out with joy, be led forth with peace, the mountains and the hills will break forth before you. There will be shouts of joy, and the trees of the field will clap their hands. Daar gaan niemand wees as jy uitgaan nie. John is by 'n kliniek elke dag, en hy kry aanstoot. Maar daai aanstoot maak hom eintlik sterker. So sterk dat hulle nie weet, hoe meer mense jou aanval, hoe meer sterker raak jy. Want Jesus sê, as hulle jou vervolg, hulle het my eers vervolg, hulle het my eers gehad. So, aanvaar dit. Julle gaan vervolg word, sê in Matteus 5. You will be persecuted. So as ons met daai doel loop, my lewe behoort aan Christus. Hy sê, as ek oorgelewe word die dag aan wie ook, hoef jy nie jou te bekommer wat jy sal spreek nie, van die Gees wat in ons is, sal die woorde vir ons laat spreek. Jesus sê, die woorde wat hy spreek, spreek hy homself uit nie, maar die Vader wat deur hom spreek. So as ons afhanklik is van die bron wat vir ons alles gee, hoef ons oor niks besorg te wees nie, maar ons moet in hierdie liefde wat ons wandel. Dit is belangrik dat God het 'n welba wanneer hy het nie 'n welba in die feit dat ons, soos hy sê vir Micha, hy vra, waarmee sal ek die Here tegemoet gaan? Hy sê nee. Het ek jou nie bekend gemaak, o mens, wat is goed, en wat vra die Here anders as om reg te doen, liefde te betrag en ontmoedig te wandel met jou God. Dit is wat ons moet doen. Vir my is mense meer belangrik daar buite as my familie. As my familie nie die evangelie wil aanvaar nie, of die waarhede wat daar is, soos ons praat van die ware evangelie. As hulle nie dit wil aanvaar nie, dan gaan ek die stof van my voete afvee en dan gaan ek aanstap. Maar wat ons moet leer is ook dat die Bybel sê vir ons, en Paulus vermaan ons moet 'n heilige lewe lei. Daarom moet ons lewens so toewy aan God met volharding. En ek dink daai volharding en gedurig om in sy teenwoordigheid te vertoef. Ek as ek ry, as ek my motor gery, dan draai ek my venster af en ek sing en ek skree, Here, ek prys U.
Al praat ek met die bome ook. Maar ek weet, ek doen iets tot eer van die Here. En dit is dat ons liggame moet, Paulus sê, in Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ek vermaan julle broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n heilige en welgevallige offer, want dis julle redelike godsdiens. Dan sê hy mooi vir ons in vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word vernuwe deur die vernuwing van jou gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En ek dink dit is waar ons moet by uitkom. By die wil van God. Is ons in die wil van God met wat ons doen? Wat ons leer is fantasties. Ek geniet my wanneer ek in lering kom. Ek het nie 'n pappa gehad nie. Maar op die ouderdom van 7 het ek Springbok radio geluister. En na die nuus het daar 'n dominee opgekom, laat ons boeke vat. As ek dominee, sit ek met my kerslig op die, en nou wil ek nou net, hy moet nou net sê net die boek of die bladsy. En dan het ek, so het ek vir my beoefen in die woord van die Here van kleins af. Op die ouderdom van 7 kon ek besluit, ek gaan die Here dien. Gaan nie met die wêreld gelykvormig geraak nie. En God het my gebring tot op hierdie uur, dat ek net by die woord wil bly. En ons moet ons handelinge in opregtigheid uitbeoefen. As ons dit kan doen, en ons gesindhede ook kan regkry. Want soms verander ons gesindhede. Ek het nog gister gehoor van die vel en die kleur en die goed, alles dit, soos my ouma wat altyd vir my gesê, Boetie, staan nie op die hoek, en vraag, hoekom moet ek daar staan, ouma? En toe my ma vraag, hoekom moet ek op die hoek staan, as ouma by die huissaal ingaan? Ouma kry blanke pensioen. O, ek kry blanke pensioen, maar is fyn. Maar ek weet wie ek is. Ek weet wie ek is in Christus, so ons gesindhede moet reg wees. As ons sê ons is Christene, dan moet ons die vrug van die Gees hê. En die vrug van die Gees is baie vir my so eenvoudig, dat dit praat van 9 vrugte, maar die 9 vrugte, en ek het dit in 'n vorige lesing ook gegee, dat 9 vrugte is wiskunde vir my. Die eerste 3, liefde, blydskap, vrede, dit praat van goddelike liefde, agape liefde, onvoorwaardelike liefde. Dis daai liefde wat ons moet gaan uitbeoefen. En vir my is dit net lekker om daaroor te praat, dat dis goddelike liefde. En tweedens, dankie Jean. Tweedens moet ons gesindhede in lyn kry met dit wat die Here van ons verlang. En ek praat van langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid. Dit is ons gesindheid. So as ons goddelike liefde het, en ons gesindheid is reg met God, dan kort ons nog ander 3. En dit is ons getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is ons karakter. Dit praat van ons karaktertrekke. En die wêreld kan ons gou op 'n vergrootglas sit. As jy sê jy is 'n Christen, dan wil ek sê ek is 'n Christen nie, van jy lewe nie daai standaarde uit nie. Jy het dit nie. So dit is belangrik dat ons die vrug van die Gees moet hê, en dit sê ook vir ons in vers 23, teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Dan som van ons Christene, as jy net iets sê vir hom, en hy ruk hom op. Hy is soos 'n verkleurde mannetjie. In die kerk is op 'n groen tak. As hy by die huis kom, is hy op 'n bruin tak. Dan vertoon hy anderste. Van niemand sien nie, die dominee sien hom nie. Niemand sien hom nie. Ouderling sien hom nie. Dan kan hy doen wat hy wil. Maar ek sê, ons moet ons toerus. En wat so wonderlik is, dat ons toegerus het, is in 2 Petrus. 2 Petrus hoofstuk 1, in vers 3 af. En dit is hoe God vir ons, ek sê ons dien 'n wonderlike skepper God. Ons kan hom net al die eer gee. Maar in 2 Petrus 1:3 sê vir ons, en dan sê dit daar teen die skerm, dink ek. Hy sê, immer sy goddelike krag het hy ons klaar toegerus. Immer sy goddelike krag
het hy ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, deur die begeerlikheid in hierdie wêreld is. En dit is vir my wat belangrik is, dat ons op hierdie ding moet steun en weet wat dit is om vir altyd in die woord te bly. Want as ons die deugde het, die vrug van die Gees, dan sê ons ook in vers 20, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van die mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrewe, het die heilige mens van God gespreek. En ek dink dit is dat ons die woorde wat ons spreek, dit moet aangenaam wees, dit moet met sout besprinkel wees. Ons praat van sout die hele tyd hier by die kamp. En ek dink wanneer ons onsself toerus, jy weet wat vir my interessant is, dat as ons die vrug van die Gees het, die deugde, kort ons een bestanddeel. En die bestanddeel is dat hoe ons met die mens gaan handel daar buite, is vir my belangrik. Ek staan op 'n punt waar ek weet waar ek 'n deur wat oop is vir my. En hierdie deur is vir my so belangrik dat ons moet weet waarin ons gaan beweeg en hoe ons onsself gaan toerus met die deugde van die Here. Maar dit is in Filippense vir my duidelik hoe ons lewe moet lei. En hy sê vir ons in Filippense 2, as daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eengesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. As ek 'n indruk kry van iemand en ek sien Bester, sien op 'n Bester, dan dink ek, hy lyk nogal soos 'n dokter. Elke keer as ek vir Bester gaan sien, gaan ek 'n dokter sien. Want dis die eerste indruk wat ek gekry het van hom. So al praat ons weer op 'n ander geleentheid, ek praat met 'n dokter. Want jy moet die ander een hoër ag as jouself. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die Here Jesus Christus. En as jy weet dat dit gaan oor die Here Jesus Christus, daai liefde wat hier in jou hart moet wees, dan is dit maklik om uit te gaan. En ek het baie maniere om mense op die straat te gaan sê, good morning, did you know that you are precious for the Lord? Ek wil hy moet belangrik voel. Die persoon wat my sakkies pak met my groceries, ek gaan sê, hallo, waar is jou naamplaat? Is jy 'n naamlose mens? Ek sê, maar naamlose mens is belangrik. Want dit was die dogter wat sê, as die hoofman net by die profeet kan uitkom. Sy het nie 'n naam gehad nie. Maar sy was 'n dogter, 'n Joodse dogtertjie. En dan is dit die seun met die brood en die visse, hy het ook nie 'n naam gehad nie. Maar hy was ook belangrik, want hy het 'n belangrike rol gespeel op daai dag. So, mense is belangrik, en as die menswees kan sien wat daar is, en jy het hierdie gesindheid van Jesus, want hy sê, dit is wat ons moet hê, hierdie gesindheid. Hy sê, julle moet elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. En dit sê vir my, dis die kerk, die vroeë kerk, Handelinge, hulle het alles gemeenskaplik besit. As jy nou vir iemand dit sê, jou motor is my motor, dan vloek jy daai man nou uit. Of jy sê, jou huis is my huis. Ek het hard gesweet vir die huis. As ek doodgaan, kan ek nie, ek het dit gesê op die radio eendag, my BMW kan nie saam my graf toe gaan nie. En toe eendag loop ek in die dorp en die man kom na my toe en sê, hoorie, jy het gepreek van 'n BMW. Ek wil jou sê, ek wil in my BMW begrawe word. Toe sê hy, nogal baie snaaks. Maar wat ek sê, daar gaan niks saam jou
as jy die tydelike met die ewige verwissel nie. En ek leef so dat, ek is nie vir altyd daar nie, maar terwyl ek die geleentheid het om iemand se lewe te kan impact, en sê, man, die Here is lief vir jou. My sê, toe ek haar dit sê, toe sê sy, where's the scripture? Toe sê ek, Isaiah 43 verse 4 and 5, He loves you very much. En ek dink, dis net hy woord te los, net hy saadjie te saai, en aan te gaan. En ek dink, ons het so baie boeke hier, wat ek sien is, dit wat ons lees, maar ook deurlees en vir iemand anders gee, en gaan vra, het jy dit gelees? En ek dink, dit is wat God wil hê, ons moet ware aanbidders raak in hierdie laaste dae. Aanbidders wat om in gees en in waarheid sal aanbid. Hy sê in Johannes 4 vers 23, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid vir hom aanbid. Dit is wat belangrik is, want dan kan ons maklik uitgaan met die ware evangelie, want dit moet aan alle mense verkondig word. Ek gaan nie alles lees nie, maar ons het al lesings daarop gekry, maar vir my is dit net interessant as ek daarna lees, waar hy gesê het vir ons, en dit is wat ons moet doen. In 14 wat hy sê, waar die engele wat uit die oordeel uitspreek, en hy sê, en dit het ek, en 'n ander engel het in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat in die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En dit is wat Jesus wil hê, ons moet dit doen. Ons moet hom eer, ons moet hom aanbid vir wie hy is, wat hy kom doen het vir ons. Hy het ons alles gegee. En al wat ons kan sê, Vader, aan u kom al die lof, die eer, die prys en die aanbidding. As ons sê ons is ware aanbidders, laat ons doen dit wat die Here van ons verlang, daar buite om die liefde te betoon. Dit wat Abba vir ons gegee het, sy onvoorwaardelike liefde. Hy is 'n Vader van liefde, God is liefde. Laat ons hy liefde gaan versprei, en nie net inligting het nie, en dan sit ons met al die inligting, maar ons gee nie. Ek wil gee vir almal wat ek kan gee. Dit wat ek het, wil ek gee. As dit kinders op die straat is, dan praat ek met hulle. As dit, soos ons sê, die gangsters, die manne wat op die hoeke sit, ek gaan praat met hulle. As ek klaar gepraat het, dan koop ek hulle 'n koeldrank en dan sê ek, geniet vir julle. Wat ek doen is, kry die gesindheid van Christus in jou. As ons Christus se gesindheid in ons lewe het, dan kan ons die lewe vierkantig in die oë kyk en sê, ek weet wie ek is. Want as jy, daai persoon, ek was in 'n buurtwag gewees, en ons het al die manne wat so kwaad doen, bygekom met 'n knippel. En later van tyd, toe stop ek daarmee, want ek het nie selfbeheersing nie. Ek het dit verloor. En ek besef, wanneer ek aan iemand raak ek aan 'n Christus. Dis God se eiendom. Mag jy daaraan raak. En dit het vir my gebring op 'n punt waar ek moet besef, beheer jou. Ek was baie kort gespanne gewees in my jong dae, maar ek moes kom leer om die gesindheid van Christus aan te neem. Laat ons so wandel en handel daar buite in die samelewing. Vader, ek sê vir u baie dankie, Here, vir hierdie wonderlike voorreg, Here. Vader, dis u woord, Here. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Vader, baie dankie dat niks het ontstaan, wat ontstaan het op aarde, deur u nie. Dankie, Abba Vader, dat u seun kon gebruik het. En dankie, Here, dat ons alles kon wys geraak het, deurdat hy sê in sy woord ook, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Vader, word verheerlik en laat ons die daders word, Here, van u ewige evangelie, wat verkondig moet word in die wêreld.
Met baie danksegging. Amen.